nie so aansit. As hy, is dit nou beter? Goeienaand, welkom almal. Ons het aan die einde van ons week gekom. Ons kyk nou na die laaste, eintlik nie aspek nie, ons kyk nou na die integrasie van die verskillende aspekte van dit wat ons hierdie week gebestudeer het. Nou, anders as wat julle sou verwag, is dit nie net ek wat gaan praat vanaand nie. Ons gaan 'n bietjie saamgesels, maar ek sien nogal uit daarna om ook julle gedagtes te hoor. Voordat ons begin, kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir 'n week waardeur U ons gedra het, waardeur U ons ook gelei het om na dinge wat ons miskien van bewus was, maar nie op hierdie manier aangedink het nie, opnuut te kan kyk. En ons is dankbaar vir die Gees wat ons ook in daardie proses lei. Ons is dankbaar ook vir die Sabbatsure wat nou aangebreek het. En ons sien uit na ons ontmoeting met U. Nie net vanaand nie, maar ook deur die volle Sabbat. Mag ons op U fokus, mag ons 'n sensitiwiteit hê vir U Gees wat met ons spreek, vra ons in Jesus naam alleen. Amen. Goed, ons kyk vanaand na die integrasie van hierdie hele kompasstelsel. So, ons gaan kyk hoe hierdie verskillende aspekte wat ons individueel elke aand na gekyk het, hoe hulle amper soos radwerk in mekaar skakel en die een die ander gaan beïnvloed. So, dis soos radwerk, elke deel is aan die ander ene verbind. Probleme in die een gaan 'n effek hê op die ander. As daar 'n gebrek is byvoorbeeld aan jou kennis van die woord, gaan dit jou gebedslewe beïnvloed? Ja, tot 'n mate, want jy kan nie daai spesifieke aspek ook bytrek. Onthou, daai gebed is die herstelproses. So daar's omdat daar 'n gebrek is aan die voeding, kan die voeding nie by die spier uitkom nie, omdat daar gebrek is aan die kennis van die woord van God, het ons dan nie toegang tot die inligting wat ons kon help ook om in die herstelproses te herstel nie. So, ons het in die heel eerste lesing gekyk na hierdie aspek van wat gebeur as een kort kom. Wat kom kort en wat is die resultaat? Onthou, dis soos 'n kompas. Hy daai noord en die oos en die wes en die suid. Watter ene kom kort? Ons sê daar die N, die O en die S, watter ene kom kort? Wilskrag. Wat het ons gesê gaan gebeur as die wilskrag nie daar is nie? Daar was die leidraad en ons het gesê, wanneer daai wilskrag nie daar is nie, dan gebeur wat? Niks. Daar gebeur absoluut niks. Nou, die wilsbesluit, die lewensbesluit, die toewyding ontbreek. As dit ontbreek, dan help die kennis van die res van die aspekte absoluut niks. Daar moet 'n aktiewe besluit geneem word, en daai besluit moet nie net geneem word nie, hy moet in werking gestel word. Anders gaan daar niks gebeur nie. Dit help nie, ons het net die kennis, maar dit word nie geïmplementeer nie. Onthou, ons het daarvan gepraat in terme van geloof en werke. Die werke wys die kwaliteit van die geloof. Of ons werklik die besluit geneem het om 'n lewensverandering te ondergaan en 'n volhoubare leefstyl van geestelike groei in werking te stel, gaan gewys word deur of ons doen wat ons besluit het. Goed, 'n besluit sonder die aksie is nie werklik 'n besluit nie. Want hoe weet jy die besluit is geneem as daar geen aksie daarop volg nie? Dan, wat ene kort? Ons het wilskragoefening in stiltyd. Die nutriëntekort, die voeding. So, ons het gesê, die persoon gaan uitteer, gaan eintlik lyk asof hulle anoreksia het. Wat kort? Die Bybelstudie, die intense bestudering van die Bybel wat ons voer. Ons kan nie sê, maar ek is 'n gelowige en ek wil die lewenspad saam met die Here loop, maar ons bestudeer nie die Bybel nie. Want het ons niks wat ons voer nie. Ons het niks wat vir ons die nodige kennis gee om vanaf te kan werk nie. So, as ek nie die Bybelkennis het nie, kan ek evangeliseer? Nee, want wat gaan ek vir mense sê? Kan ek werklike getuienis lewer? Kan ek enige iets wat ek mee gekonfronteer word, regtig teenstaan? Nee, ek kan nie my geloof verdedig nie, want ek weet nie wat die Bybel werklik sê nie. Kan ek enige vals leer aanspreek? Nee, ek kan nie, want ek het nie dit wat nodig is nie. Geestelik is ek dan eintlik
uitgeteer. Watter ene kort? Wilskrag, nutriënte, stiltyd is daar. Die oefening, daar was die leidraad. Wat gebeur? As jy al die wilskrag het om te eet en te slaap, en jy oefen nie. My ouma het altyd 'n mooi woord daarvoor gehad, sy sê jy stoel. Sit so 'n bietjie uit. Goed, daar moet die aktiwiteit wees. En wat het ons gesê is 'n karaktereienskap van iemand wat aan hierdie probleem ly? Wat nie aktief in die uitleef van hulle geloof betrokke is nie. Hulle is nie betrokke by evangelisasie nie. Watter vorm het ook al is. Onthou ons het gepraat van publieke evangelisasie. Wat was die ander twee vorme? Vriendskapsevangelisasie en sorgevangelisasie. Nou, mens kan as jy regtig wil, nog kategorieë byvoeg. Maar dis die primêre 3. Publieke evangelisasie, dis die tipe van ding wat Prof Walter hulle doen. Goed? Min mense is regtig gerad om dit te kan doen. Ek glo dis 'n absolute roeping. Maar almal van ons het die vermoë om vriendskapsevangelisasie te doen, want almal van ons het vriende wat nie die Here ken, soos hulle hom kan ken en behoort te ken nie. En dan sorgevangelisasie, wat die veiligste omgewing is om in uit te kan reik. Nou, wat is 'n karaktereienskap van iemand wat glad nie by evangelisasie betrokke is oor die algemeen nie? Sê weer? Hulle lewer kritiek. Dis soos wanneer iemand daar sit op die bank en sê, maar weet jy wat, daai bok moes nou eintlik dit gedoen het, en as hy nou dit gedoen het, dan sou dit beter gegaan het. Hulle lewer kritiek, hulle kyk Olimpiese spele en sê nee, maar as jy ou net dit of dit gedoen het, maar hulle self, waar's hulle? Mense wat werklik betrokke is by evangelisasie, raak so gefokus op daai doel. Hulle het nie tyd om kritiek te lewer op ander mense nie. Hulle is gefokus op dit wat werklik gedoen moet word. En almal sê evangelisasie gaan nie dieselfde lyk nie. Ons moenie 'n ander een probeer dupliseer nie. Ons moet groei om te word wie die Here wil hê elkeen van ons moet word, sodat ons 'n unieke stel mense wat ons kan bereik, ten volle bereik. So hierdie lei tot obesiteit, 'n regte kritiese geesenis, omdat daar 'n gebrek is aan evangelisasie of getuienis of uitreiking. Daai hart om ander te bereik is eintlik wat kort kom. Wat er ene kort hier? Ons het wilskrag, ons het die nutriënte, ons het die oefening. Dis die stiltyd wat kort. Wat is die stiltyd? Wat het ons gesê verteenwoordig stiltyd? Daai gee vir ons 'n leidraad van wat die resultaat is as jy nie die stiltyd het nie. Jy gaan uitbrand. Goed? So hierdie was 'n verwysing na gebed en meditasie, daai twee gesprek met God, en wat doen die twee gesprek met God? Sê weer? Dit herstel jou, dit gee vir jou insig, dit help jou om beter te kan verstaan, veral in die konteks waarmee jy te doen het. Nou, ons verstaan die verskillende elemente, maar hoe beïnvloed hierdie 4 aspekte mekaar? Daar's al 4. Wilskrag verwys na daai dissipline en selfbeheersing, nutriënte is Bybelstudie en selfs die aanvullings, die kyk van goeders wat ander mense aangebied het, wat ander mense voorberei het ensovoorts. Maar ons weet ons kan nie op dit lewe nie. Ons moet ons eie studies kan doen. Oefening, evangelisasie, getuienis, uitreik en die stiltyd, gebed en meditasie. Hoe beïnvloed hierdie aspekte mekaar? Hoe gaan die gebrek aan een elkeen van die ander beïnvloed? Vertel my, hoe beïnvloed hulle mekaar? Jy kan later nie meer? Jy kan nie getuie wees nie wanneer. Wat sy sê is baie waar, 'n gebrek in enige een van die 4 gaan beïnvloed of jy getuie kan wees. Maar, hoe gaan wilskrag beïnvloed of jy getuie gaan wees of nie? Wat is wilskrag? Dis 'n breinfunksie, dis 'n besluit. As jy nie aktief die besluit geneem het om uit te gaan en mense te bereik vir Christus nie, gaan dit ook nie gebeur nie. Nou is my vraag, is dit opsioneel? Is dit opsioneel om uit te reik na ander?
Is party mense geroep om dit te doen en ander nie? Wat is ons van Christus? Ons is disippels. Wat is Jesus se opdrag aan sy disippels? Gaan, maak disippels, doop hulle, leer hulle. Was dit net vir die letterlike disippels wat by hom was? Nee, dis vir ons ook. So wat doen ons as ons nie betrokke raak op een of ander manier in uitreik na ander nie? Ons is ongehoorsaam. Maar in die moderne konteks veral voel mense, maar weet jy wat? Ek sê die predikant word betaal om dit te doen. Laat hy dit doen. Kan ons daai funksie uitkontrakteer? Nee, as jy identifiseer as 'n disipel van Jesus Christus, is daai opdrag vir jou. So nou die ongemaklike vraag, wat doen jy om ander te bereik? In jou handel en jou wandel. In jou handel en jou wandel in die lewe, by jou werk, tussen jou vriende. Oral waar jy gaan, waar Yes. jy jou naaste te doen het, moet jy die voorbeeld wees van diensbare en jou gelaat moet sê, ek wil jou bevriend Ja, en ek wil jou vertel van Jesus. ja. Dit moet. As jy dan met die kind by saam met toe, het jy dan mense ook deel. So you know Jesus loves you. Yes ma'am. Thank you ma'am. Ja. En miskien is dit net wat daai persoon nodig het op daai oomblik. Goed. Dit hoef nie noodwendig iets groot te wees nie. En ek glo hoe meer mense doen, hoe makliker word dit om dit te doen, soos enigiets anders. Hoe meer jy 'n ding oefen, hoe makliker word dit om dit te doen. Maar meeste mense het hierdie geweldige vrees om net te praat oor Jesus. Maar die mense gaan ek's mal of dit of dat of wat ook al. Daarom my voorstel, as ons sou begin met sorgevangelisasie. Weet, ek meen vandag is dit, ons kan nie verwag byvoorbeeld in die moderne wêreld waarin ons leef dat vrouens moet deur tot deur gaan nie. Hoe gaan jy in elk geval in ons konteks vandag, hoeveel van hierdie huise se voordeur gaan jy bereik? Nee, gaan nie. Dis Suid-Afrika, dis nou maar net daai realiteit. Jou kans om by die voordeur uit te kom is bitter min. Goed, en mense gaan skepties wees. Maar daar is plekke waar jy nie nodig het om in die deur te klop nie, want jy ken mense. Die geleentheid is daar om die gesprek oop te maak, om die deur oop te maak en te begin gesels. En dis elkeen van ons se taak. Nou, wat sou julle dink is die primêre rede wat mense aanvoer? As jy vir hulle vra, hoekom, ek gaan dit nie doen nie, maar as ek nou sou hiervoor begin en ek vra, hoekom doen jy nie evangelisasie nie, en ek gaan so deur die banke, wat gaan die mees algemene antwoord wees, sou julle dink? Daar's twee primêre antwoorde, wat sou julle dink, sê jy? Nie tyd nie, definitief, dit is 'n algemene verskoning, maar dit is nie een van die twee mees algemenes nie. Is dit geldig? Ek het nie tyd nie. Ons het relatief min tyd, maar in die lig van die feit dat dit 'n opdrag is wat vir ons gegee word, kan ons vir die Here eendag sê, jammer Here, ek het nie tyd gehad nie. Onthou, dit gaan oor prioriteite. Julle onthou die lesing waar ons gepraat het oor prioritiseer. Ons is almal in besige lewens, dit hang af waar jou prioriteit lê. Want as ons tyd het om sepies te kyk, of tyd het vir flieks, of tyd het vir wat ook al, dan behoort ons tyd te hê vir evangelisasie ook. En moet jy noodwendig spesifiek tyd op sy sit vir dit, as jy in elk geval saam met die persoon 'n koeldrank gaan drink, of een of ander ding gaan doen, in elk geval iemand gaan sien, net nie spesifiek tyd nodig nie. Wat sê julle dink is die twee mees algemene verskonings? Weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe nie, want ek weet nie wat om te sê nie. Wat as die persoon my iets vra, wat ek nie dadelik kan antwoord nie? Wat was die antwoord in terme van sorgevangelisasie, as jy 'n ou oom of 'n ou tannie by 'n verswakte sorgeenheid gaan besoek? Jy sê reguit vir hulle, ek weet nie, ek het nie vir die antwoord nie, maar ek sê jou wat, ek kom oor 2 of 3 dae, wanneer jy ook al kan, ek kom terug, en hou by jou woord en kom terug. Dit wys toewyding, en dit gee jou die geleentheid om die antwoord te gaan soek, en terug te kom. Met ander woorde, daai persoon gaan voordeel trek, en jy gaan voordeel trek, want nou weet jy,
So die volgende keer, wat daai vraag aan betref, jy het die ammunisie wat nodig is. En so leer jy, so begin jy deur die proses te gaan. Nou begin jy dit uit te rol van 'n sorgeenheid af na jou vriende toe. Hoeveel van julle se vriende is van so 'n aard dat as jy vir hom sê, hoorie, ek weet nie, ek kan nie nou onmiddellik vir jou die vuis die antwoord gee nie, kan ons weer hieroor gesels by 'n volgende geleentheid, gaan vir jou sê, nou is ons nie meer vriende nie. Want dan is dit nie die tipe persoon wat jy vir 'n vriend wil hê nie. Goed, so dis relatief veilig. Maar mense voel, ek het nie onmiddellik op my vingerpunte al die kennis nie. Wat eintlik skrikwekkend is, meeste van ons wat hier sit, is vir ten minste 'n dekade al gelowiges. In jou werk sou jy net so onbevoeg wees na 10 jaar ondervinding soos wat jy is in terme van jou Christendom, in terme van kennis van die Bybel. Dis 'n ding wat my regtig bekommer. Oor die algemeen, relatief tot die hoeveelheid mense wat sê, ek is 'n gelowige, ek is 'n Christen, ek het tot bekering gekom daai tyd. As jy werklik met hulle begin gesels oor die Bybel, dan kom jy agter, hulle weet eintlik weinig tot niks. Hulle identifiseer as 'n Christen, maar die bewys is nie daar in terme van die kennis wat opgebou is nie. Dit is eintlik skrikwekkend. Mens sou dink, as jy sê, maar hierdie is die basis, is die fondasie van my lewe, dat ons dieper geanker sou wees. So hoekom is ons nie? Want dit was nie 'n doelstelling wat ons, 'n besluit wat ons geneem het, en gesê, maar ek wil myself dieper anker. Ek wil vir iemand kan vertel wat ek glo. Ek wil selfs iemand kan konfronteer wat anders glo as ek, op 'n mooi Christelike manier, en hulle reghelp uit die Bybel uit nie. Goed? Wat is die ander rede? Die ene is kennis. Vrees, maar vrees vir wat? Vrees dat hulle nie, that they won't be able to keep an account of the faith. Ja. Verwerping. Wat het ons gesê toe ons gekyk het na evangelisasie? Wanneer ons verwerping ervaar, wat doen dit? Onthou, ons beskou verwerping as iets negatief. Omtrent almal gaan dit beskou as iets negatief. Maar wat is 'n positiewe aspek van verwerping? Dit maak jou sterker. Dit maak jou sterker, maar dit bring jou eintlik in koneksie met Jesus. Is hy verwerp? Ja, hy is. Met ander woorde, jy het 'n gedeelde ervaring. Jy kry dieper insig ook in dit wat Jesus ervaar het. Hy wat alles vir die mens gedoen het en verwerp is. Daar's 'n vers wat sê, ek dink dis 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 7. God het my die gees van vreesagtigheid gegee, Ja. en van kragte, liefde en selfbeheersing. Dit is Ja. alles in hom. Ja. So ons hoef dit nie te vrees nie. Ons kan voor die tyd weet. As jy voor die tyd weet iets gaan gebeur, hoef jy nie bevrees te wees oor, nou, die Bybel sê vir jou, as jy godvrugtig wil lewe, gaan jy vervolg word. Daar gaan mense wees wat nie net jou verwerp nie, maar wat spesifiek nou gaan, maar dit maak jou sterk. Onthou Jakobus, man, ek hou van daai ou. Somme vers 2, hier spring hy in. Kom ons gaan soek daai, want dit bou leidsaamheid, dit maak my sterker, dit bou my op. Goed, so, aspek van nutriënte, dis een van die groot probleme, omdat mense nie hulle Bybel ken nie, wil hulle nie evangeliseer nie, want wat as die persoon my iets vra wat ek nie weet hoe om te antwoord nie? Dis nie 'n verskoning nie. Almal word op 'n stadium 'n vraag gevra, wat hulle nie weet nie. En dis die beste manier om te leer. As mens gaan ophou probeer fietsry, omdat jy die eerste keer geval het, gaan jy ooit kan fietsry. Dis dieselfde met omtrent alles in die lewe. Ons leer deur foute te maak, en dan te leer hoe om die foute herstel en aan te gaan. Dis so eenvoudig soos dit.
Okay, so, mense vrees vir daai aspek van evangelisasie, maar 'n aspek wat daarby saamgaan, is gebed. Onthou, ons kyk nou na die integrasie, hoe hierdie goeders met mekaar saamwerk. Wat gaan gebeur as ons vir die Here sê, Here, U ken my hart. Onthou, ons het gepraat van ons moet 'n oop gesprek hê met God, Ons kan ons hele lewe bloot lê voor hom. En ons sê vir hom, Here, ek weet, ek ken nie my Bybel soos ek dit moet ken nie. Maar ek neem myself voor om te doen wat nodig is, om my tyd so in te rig, dat ek meer van die Bybel kan leer. Sal U vir my die geleentheid gee, om die liefde van Jesus te verkondig, te evangeliseer, maar op 'n manier wat al gaan dit uitdagings bring, wat ek kan optimaal groei. Leer my. So gebed skakel in by die evangelisasie aspek, die Bybelstudie skakel daarby in, die wilskrag skakel daarby in, die oomblik wat enige een van dit tekort kom, funksioneer ons nie optimaal nie. Onthou, hierdie is eintlik 'n totale stelsel waarvan al die ratte moet draai. As een rat gaan sukkel, gaan dit 'n effek hê op al die ander. En wanneer ons dit in plek sit, gaan alles nie net ewe skielik perfek begin werk nie. Party van hierdie dinge vat bietjie langer, is bietjie moeiliker as ander. Jy gaan byvoorbeeld relatief vinnig kan leer wat die verskillende aspekte of elemente is wat nodig is in gebed, wat die hindernisse is en. Die basiese van gebed kan jy leer binne 'n kwessie van 'n paar dae. Maar gaan jy die Bybel leer ken binne 'n paar dae? Nee, dit vat langer. Dis waar die wilskrag, die deursettingsvermoë kom, om aan te hou, om te sê ek gaan nie opgee nie. En moenie dink dat jy na 'n week alles weet van gebed nie. Nou kom die moeilike deel van gebed. Daai aspek van om te worstel met God ook in gebed. Om te groei deur gebed. Om jouself doelbewus te konfronteer met die karakter van God ook in gebed. Goed? Om letterlik te beweeg van waar baie mense begin, 'n gebed van 2 minute, 3 minute, na letterlik om 'n seisoen van gebed te hê. Dit gaan verg dat daar 'n leefstylverandering kom. Kyk na Jesus as voorbeeld. Jesus het by geleentheid sy disippels eenkant gelos en hy het alleen weggegaan en gaan bid. Om 'n seisoen van gebed en die teenwoordigheid van die Here te hê. As dit nie vir gebed was nie, sou hy sy funksie nie op aarde kon vervul nie, want dit was sy kommunikasie met die Vader. Dit was 'n absolute prioriteit. Dis hoekom hy doelbewus, partykeer voor die son opgekom het, opgestaan het om dit te doen. Nou kom baie mense en sê, maar ek sukkel daarmee. Wat bepaal of jy in die oggend kan opstaan om 'n seisoen van gebed of Bybelstudie te hê? Wat jy nie aandoen. Jou aand bepaal jou môre. So of dit belangriker is om een of ander ding op TV te kyk, of om te bid en Bybelstudie te doen, daai besluit lê by die vorige aand. Ek ontneem my eerder van die tydelike, vinnige genieting van iets op TV of wat ook al, terwille van die voordeel van 'n seisoen saam met God. Goed? Daai dissipline. En so werk hierdie dinge soos ratte wat in mekaar steek. So, hierdie 4 aspekte is absoluut interafhanklik. Gebrek aan die een beïnvloed al die ander en versterking van een versterk al die ander. Want hoe meer olie jy in die een rad sit, hoe beter jy met hom word, hoe beter voer hy die ander aspekte. En dit word naderhand 'n totale lewenstyl. Onthou, ons is geneig om partykeer hulle noem dit in Engels pigeonhole. Hierdie aspek, jy weet, dis my godsdiens, dis wat ek doen sekere dae van die week, sekere tye van die dag en, maar hierdie is my werk, hierdie is my sosiale lewe en. Dit werk nie so nie. As jy werklik in oorgawe 'n Christenlewe wil lewe,
dan moet die Christen aspekte jou lewe deurweek. Dit is soos 'n spons, as jy 'n spons vat en jy druk hom, en jy druk dit onder water in, en jy laat los hom, wat doen hy? Hy suig die water op. Ons lewens moet so wees, dat wanneer die druk kom, wanneer die pressure kom, wanneer die lewe begin druk, dan moet die beginsels van Christus uit ons uitvloei. Moenie eens moeilik wees nie, dit moet iets wees wat van nature gebeur. En selfs al druk jy hom nie, as jy daai spons uit die water uithaal, en jy hou hom net so in die lug, wat gaan gebeur? Water loop uit dit uit, dit is van nature, dit kom van self. Dis wat dit moet wees. Met ons Christen bestaan ook so, die ideaal is kruis, versterking en integrasie van hierdie 4 aspekte. Die een voer die ander, en so bou dit om 'n totale radwerk te vorm. So die beginsels vir 'n leefstyl van volhoubare geestelike groei is eenvoudig. Is daar enigiets wat ons bespreek het wat moeilik was? Ek wil so ver gaan soos om te sê, daar's niks wat ek genoem het, wat vir enige een van julle werklik nuut was nie, maar dit was net 'n ander manier om daarna te kyk, in terme van hoe dit by mekaar inskakel. Dis eintlik al. Mense maak nie altyd die koneksies tussen die verskillende aspekte nie. En die oomblik wat hulle die koneksie verstaan, verstaan hulle die hele konsep beter. So, die realisering daarvan verg net 2 dinge. En dis nie moeilike goed nie, dit verg 2 dinge. Wat is dit? Die eerste een is 'n besluit. As ek dit besluit het, gaan dit gebeur. Nee, die besluit moet lei na implementering. Dit moet lei na implementering. Nou, is dit maklik om te besluit en te implementeer? Hoeveel van ons het al besluit? Nuwejaarsvoorneme. Ek gaan op 'n dieet gaan hierdie jaar, of ek gaan minder dit, of ek gaan minder dat. Hoeveel het dit gemaak teen Februarie? Meeste maak dit nie eers teen die 7de dag van die nuwe jaar nie. Goed? So die probleem is nie altyd die besluit nie. Die besluit is maklik. Dis die implementering waar die moeilikheid kom. Nou, spanwerk is 'n goeie begin. Hoekom sê ek spanwerk? Gaan dit nie oor my persoonlike geestelike groei nie? Ja, dit gaan. As jy wil dieet, en jy maak die besluit op jou eie, dan is dit een ding. Maar, as mense saam staan en sê, weet jy wat, kom ons hou mekaar mede verantwoordbaar en ons help mekaar om dit saam te doen, dan word dit makliker. Want die uitdaging wat die een het, is nie noodwendig die uitdaging wat die ander ene het nie, maar selfs al is dit dieselfde uitdaging, dan kan dit met mekaar deel en sê, weet jy wat, ons altyd stoei met hierdie, kom ons help mekaar. Maar in sekere gevalle is waar die een swak is die ander ene sterk, en so help hulle mekaar. Dis 'n beginsel wat ek in die weermag geleer het. Ek kom nog uit die goeie ou jare uit wat ons nog moes al daai dinge gaan doen het. Buddy PT. En daar het ek besef, die oomblik wat ek voel, ek kan nie 'n tree meer nie, moet ek net aanhou. Hoekom? Want jou pelle langs jou sê vir jou, kom ons doen dit saam. 'n uur daarna voel ek nog steeds, ek kan nie 'n tree verder nie, maar dis 'n uur daarna, en daar was hoeveel tree. So gaan dit oor hoe jy voel? Nee, gaan oor wat jy doen, gaan oor deurdruk. Mense vermoë is baie meer, veral wanneer jy die ander se ondersteuning het, om te sê, maar, weet jy wat, nie net gaan ons mekaar ondersteun nie, maar ons gaan ook by mekaar leer. Wat sou gebeur, as 2 mense byvoorbeeld sê, kom ons doen hierdie ding saam, kom ons bestudeer 'n sekere gedeelte, apart, en nou kom hulle by mekaar. Wat gebeur wanneer hulle gesels oor hierdie studie? Dit kan nie anderste as om 'n positiewe uitwerking te hê nie. Gaan hulle presies dieselfde uitkoms hê in hulle studie? Nee, nie noodwendig nie. Maar hulle gaan by mekaar leer, en so gaan hulle agterkom, maar weet jy wat, in my mondering is hierdie aspek
nie so goed nie, daai persoon het dit raak gesien, of daai persoon het 'n ander bron wat ek nie van geweet het nie. Daai persoon het hierdie aspek bygewerk, ek leer dit, en so begin hulle mekaar ook op te bou. So om saam te staan en gesamentlik te begin groei. Onthou, die doel van die hele oefening is nie dat net enkele individue in 'n kerk groei tot geestelike wasdom nie. Die werklike idee is dat die gemeente styg in hulle geestelike groei. Wat gaan gebeur, oomblik wat dit gebeur? Wat gaan die korporatiewe positiewe effek wees as hierdie geïmplementeer is in jou lewe? Gaan mense na die kerk bring. Hoekom gaan daar meer mense in die kerk inkom? Hulle gaan daarvan getuig. Want daar's al hoe meer mense wat betrokke raak by evangelisasie. Die vlak van prediking gaan styg. Hoekom? Want daar's 'n dieper verstaan van die woord. Mense begin saam te bid, nie net alleen te bid nie. Hulle bid vir die groei vir die gemeente, hulle bid vir die groei, die geestelike groei van die gemeente. Hulle begin saam te evangeliseer. Nou begin hulle saam as een liggaam te funksioneer. Wat sê die Bybel vir ons wanneer hy praat oor die geestelike gawes? 1 Korintiërs hoofstuk 12. Hy begin te praat en hy praat oor die genadegawes en dan verduidelik hy vir jou die konsep van diversiteit en eenheid. Daar's verskillende gawes, maar is dieselfde gees. Goed? Dan noem hy verskillende gawes en elke keer dan sê hy, jy kry hierdie gawe, maar is dieselfde gees. Hierdie gawe is dieselfde gees. Hierdie gawe is dieselfde gees. So hy gee 'n verskeidenheid van gawes, maar dis een gees wat dit bring. En dan sê hy, en die gees gee vir elkeen soos hy wil. En nou, waar begin hy direk daarna? Verseker omtrent 10 verse, 15 verse, praat hy oor hoe ons een liggaam is, maar verskillende dele. Hy sê, almal is nie die oog nie, almal is nie die oor nie, almal is nie die voet nie. Ons is elkeen 'n deel aan 'n liggaam, so die gemeente is 'n liggaam, waarvan die verskillende gedeeltes van die liggaam 'n spesifieke funksie het. Wat's die probleem in die meeste van ons kerke? Kerke is verlam, want daar's groot gedeeltes van die liggaam wat niks doen nie. Vertel my gou-gou, aan 'n gesonde mens, of relatief funksionerende mens, wat is daar wat jy kan saamdra, wat nie voordeel bring aan die liggaam nie? Vet. Dra vet by. Vet is ekstra gewig, doen niks. Kerke is obese, hulle is vet. Want as daai gedeelte nie bydra nie, dan sit 'n las. Die Bybelse beginsel is, elkeen het 'n funksie, elkeen is 'n lidmaat, elkeen het een of ander rol om te speel, sodat die totaal kan optimaal funksioneer. As ons hierdie dinge begin saam implementeer, ons begin saam te bid, ons begin saam te besluit, ons gaan nie toelaat dat ons gaan niemand agterlaat nie. Ons gaan nie toelaat dat iemand net sit nie, motiveer eerder, trek in, maak betrokke, laat almal aktief raak. Hoe kan die kerk nie groei nie? Ja. Waar het sê, as jy nie werk nie, kan jy nie weet. Ja. So met ander woorde, as ek nie in die wingerd van God werk nie, gaan ek nie aan die maaltyd kan sit wat voorberei word vir ons. Yes. So ek Okay. aktief betrokke. Ek verstaan heeltemal en ek stem saam met die punt wat jy maak. Die versie wat jy aanhaal is net effens uit konteks uit. Daai gaan spesifiek oor mense wat byvoorbeeld van die kerk af verwag, die kerk moet hy die hele tyd ondersteun, maar in plaas van om ook iets te doen, sit hulle net terug en hulle doen niks. En daarom sê hy, wie nie werk nie, moenie eet nie. Hy verwag dat elke persoon wat aktief, of wat in 'n gemeente is, aktief moet wees. Hulle moet iets doen. Goed, so natuurlik, help die minder bevoorregtes, help die wat hulp nodig het, ensovoorts, maar moenie luiheid teel nie. Hulle moet leer om aktief te raak.
Hulle moet leer om deel te word. Nou, een van die probleme wat ons het in die kerk, is dat daar nie genoeg fokus is op die gawes van die Gees nie. Want die Bybel sê vir jou, nê, dat daar aan elkeen 'n gawe gegee word. Die oorgrote meerderheid van mense in kerke het nie eers 'n idee wat hulle gawe is nie. En hoe kan hulle funksioneer as hulle nie weet wat hulle funksie is nie? Goed, dis 'n probleem. Die probleem is dat mense nie die gawes verstaan nie. Hulle dink dit moet een of ander besonderse talent wees wat iets regtig verskriklik is. Nee. Daar's 'n rede hoekom 1 Korintiërs 12 vir jou sê dat daai gawes wat minder, ek wil amper sê visueel is, wat minder gesien word, het eintlik meer eer nodig. Dit moet raak gesien word. Ons sien baie keer nie al die harde werk wat daaraan gaan. Ek meen, ons kom hiernatoe en daar's goedjies om te eet en te drink daar agter. Gaan werk daaraan. Dis een van die funksies. Goed. Die probleem in Korinte was dat die mense eintlik om hulle eie status te verhef, het hulle daai gawe gesoek, veral die gawe van tale, want die gawe van tale het vir jou 'n hoër status gegee in die gemeenskap. Dis hoekom hulle wou die mense wees wat voor staan en praat, want hulle is mos die celebrities. Hoe belaglik. Daar moenie Christen celebrities wees nie. Daar's een op wie die fokus moet wees en dis Jesus Christus. Goed, so hulle wou die gawes gehad het wat hulle 'n hoër status gaan gee, in plaas daarvan om die ander te dien. En dis hoekom byvoorbeeld om sorgevangelisasie te doen. Jy doen dit nie sodat jy die koerant kan bel en sê, hoorie, kom skryf 'n artikel of wat ook al nie. Mens doen dit sonder dat die ander dit sien. Eenheid moenie weet wat die ander aan doen nie. Dit gaan oor werklike sorg vir daai mense op grondvlak. Goed. So. Spanwerk om saam te werk en dan onthou, ons kry die beginsel van om mekaar te motiveer en vir mekaar te sê, maar hoorie, wat jy besluit? Wat gaan jy doen? Kom ons doen dit saam. Maar as jy dit nie gaan besluit nie, onthou, dis nie 'n kwessie van groepsdruk. As die ander besluit, hulle gaan dit nie doen nie, dan doen niemand dit nie. Kyk wat sê Josua 24 vers 15. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy nooi hulle, hy dwing niemand, hy sê, kom, ek gaan op hierdie pad, kom saam, kies wat julle wil doen, maar maak jou besluit, want hy wil nie moet hulle saam gaan, as hulle afgode gaan dien nie, as hulle wil die verkeerde doen, hy sê nee, ek en my huis, ons gaan die Here dien, ons gaan hierdie roete vat, maar sy aanmoediging is eintlik, kom saam, en wat was die besluit? Wat het die volk hom geantwoord? Hulle het gesê, ons gaan saam. Het hulle. Die verskil tussen 'n besluit en die uitvoering. Ja, hulle het besluit, kom ons gaan saam. Maar het hulle deurgedruk, het hulle aangehou. Nee, Israel is 'n hardnekkige volk. Goed, so dis maklik om die besluit te neem. The proof is in the pudding. Of hulle deurdruk tot die einde toe. Dis hoekom, wanneer ons in Openbaring lees, dan kry jy elke keer op keer, hulle wat volhard, hulle wat aanhou tot die einde toe, hulle gaan die loon kry. As die loon as jy halfpad opgee nie. Maar as ons 'n gemeenskap bymekaar stel, waar as iemand sou val, ons nie sê maar ons los hom agter nie, ons los haar agter nie, vat hulle by die hand en beweeg saam met hulle. Onthou vir Johannes Markus, hy kon dit nie maak met die eerste sendingreis wat hy saam gegaan het nie. Die seun van vertroosting, Barnabas, hy het gesê, ek sal saam met hom gaan. Hy gee weer daai geleentheid waar iemand swak was, sodat die persoon kan sterk word, en op die ou ende die funksie van die evangelie verkondig kan vervul. Dis waar ons moet uitkom. So, is daar enige vrae
oor wat ons hierdie week bespreek het, nie net vanaand nie, die hele week. Miskien iets oor hoe skakel hierdie by daai aan, of iets soos dit. Miskien net so kortliks, ek herinner julle daaraan, hierdie is inleidend net om die algemene beginsels te verduidelik. Daar's baie materiaal wat in elke spesifieke afdeling eintlik ingedelf behoort te word, om te verstaan presies hoe word dit gedoen. Die groter prentjie is nou daar, maar hoe bid mens? Hoe bestudeer ek die Bybel? Hoe ontwikkel ek my wilskrag? Hoe plaas ek my wilskrag ondergeskik aan God se wil? Goed, elke aspek moet eintlik nog in detail ingedelf word, sodat hierdie absoluut 'n leefstyl word, waar jy volhoubaar geestelik kan groei. Goed, enige vrae? Wanneer, dit moet jy vir die leiers in die gemeente vra. Goed. Dan sluit ons af met gebed. Ekskuus, daar's 'n vraag. Sê weer? Onze Vader, is dat God. Is misschien 3 of 4 keer. Nou, als het is nou dit, Ja. en je komt later bij 5 minuten, dan weet ik niet wat komt nog gezien. Alles wat ik wil zeggen is dat er 5 minuten gezien. Goed. Ja, goed. Wat gebed dan betref is al verskillende aspekte van gebed waarvan mens meer leer, veral wanneer jy byvoorbeeld die boek Psalms. Die boek Psalms is een van die beste bronne wat jou leer oor gebed in die hele Bybel. Maar as min mense wat regtig intense 'n studie doen van die boek Psalms met die oog om dit te lees as 'n bron vir gebed. So begin dit daar te bestudeer en dan ook die aspek van om langer te bid. Onthou, hoe meer spesifiek jy bid, 'n kort gebed is baie keer 'n gebed wat gaan iets in die lyn van, Here, as ek iets verkeerd gedoen het, vergewe my daarvoor. Dit moenie gaan, daai gebed konfronteer nie die probleem nie. Ons moet spesifiek bid. Met ander woorde, om eerder te gaan en te sê, Here, laat die Heilige Gees, want onthou die Heilige Gees se funksie is om jou te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Here, maak my besonder sensitief vir die inspraak van die Gees in my lewe, sodat ek 'n bewustheid kan kry van die sonde en die probleme in my lewe. En onthou, as jy vir 'n ding vra in gebed, die Here gaan antwoord, en die antwoord is nie altyd lekker nie. Maar dit gaan nie oor wat's lekker nie. Dit gaan oor wat's goed. Wat's goed? As jy byvoorbeeld gaan bid, Here, geef my geduld. Wat dink jy gaan gebeur? Man. Taksies op die pad verdubbel sommer binne 'n dag. Goed, jy kan verwag dat daar gaan uitdagings kom, want dis hoe ons leer. Goed. En die oomblik wat daai goed vir jou oopgebreek word, nou begin jy in jou gebed dit nie net te noem nie, te spesifiseer. Here, ek sukkel met hierdie. En praat met hom daaroor asof jy met jou beste vriend praat. Dis nie net, Here, ek sukkel met my meer nie. Verduidelik vir hom die situasie. Soos wat jy vir 'n vriend sou sê, weet jy wat, dit het gebeur, en praat met hom deur die proses. En dis hoe ek voel na die tyd. Nou het ek weer kwaad geword vir hierdie klomp, en ek voel nou sleg oor myself, want dit is nie die karakter van Christus nie, en met ander woorde, gesels daaroor. Wat gaan 'n sielkundige doen as jy 'n sielkundige gaan sien? Is 'n sielkundige daar om vir jou antwoorde te gee? Nope. Sielkundiges gee nie antwoord nie. Wat doen 'n sielkundige? Hy luister, en hy gee vir jou die geleentheid om jou eie probleem. Eintlik betaal jy 'n sielkundige sodat jy jou eie probleem kan oplos. Sielkundige lei jou net so hier en daar waar dit nodig is. Is ek verkeerd? Dis hoe dit werk. Jy gee daai
leidrade en riglyne sodat hulle dit kan ontdek, maar wie beter om mee te gesels as God oor sulke goed? So gewoonlik, as iemand baie kort bid, is dit omdat hulle nie spesifiseer nie, hulle gaan nie in die detail in nie, plus, hulle bid primêr vir hulle self. Maar die oomblik, ek is 'n groot voorstander daarvan, dat wanneer jy op die punt kom wat jy sê, maar weet jy wat, ek wil graag langer en meer bid, begin om jou gebede te dokumenteer. Dit het veral op die langtermyn 'n geweldige positiewe invloed. Kom ek verduidelik hoekom. In die begin, wanneer jy letterlik daai gebedsjoernaal begin, dan skryf jy nou, sê nou maar 10 goeders wat jy voor bid, skryf jy neer. En wanneer jy dit daar inskryf, dan sit jy die datum langs dit. Nou is daar 'n klomp goed wat nog nie beantwoord is nie. Maar soos wat tyd aangaan, begin hierdie gebed beantwoord te word, en daai ene begin beantwoord te word. En jy werk altyd deur jou gebedsjoernaal van vooraf. Maak nie saak of hy amper vol is nie. En merk elke ene soos wat hulle beantwoord word. Naderhand, hoekom ek sê, jy begin altyd voor. Partykeer gaan jy vir 'n ding bid vir 5-6 jaar. Dan sit wat jy daar neergeskryf het, is daar in die begin van die boek. Maar op 'n stadium kom meeste van ons op die punt, want ek meen ons lewens gaan half deur siklusse. Kom op 'n punt wat jy voel, maar hoekom voel dit vir my nou asof die Here my nie hoor nie? Ek meen, is al godsmanne in die Bybel wat op daai punt gekom het? Natuurlik, kyk hoe mismoedig raak Elia. Net na hierdie geweldige konfrontasie met die Baalprofete, daar gaan sit die man in hy sak. Dis eintlik verstommend as jy dit lees, maar dis die realiteit in meeste van ons lewens. Weet jy wat doen jy dan? Die oomblik wat jy voel, maar die Here antwoord nie my gebede nie. Vat daai boek om geleer om te blaai en lees hom. Lees daai goeders wat afgemerk is. Dan sien jy hoe jou gesindheid verander, want dan sien jy hoe daar bladsy op bladsy op bladsy op bladsy se beantwoorde gebed is. Die probleem is, ons is geneig om beantwoorde gebed te vergeet. Dis soos wanneer ons die Here vra, Here, ek het hierdie probleem, los dit op. Ek het so rukkie terug, ek kan nie onthou of dit hier was of 'n ander plek is nie, het ek gepraat oor die belangrikheid van dankbaarheid. Was dit hier? Kom ek noem dit vinnig. Daar's 10 melaatses. Ek het gepreek daaroor hier. Ja. Dis hy. Hoe die een kom terug om vir die Here te sê dankie. 10 is genees. 1 is gered. Wat was die verskil? Hy was opreg dank. Sy dankbaarheid was van so aard. Hy het besluit, ek gaan nie in die samelewing in voordat ek nie eers na Christus toe was, die bron van my genesing nie. Goed, ons is geneig om nou te gekry wat ek wil hê, en ons beweeg net aan. En ons is nie werklik opreg dankbaar daarvoor nie. So begin dit te joernaal. En begin te gaan soek vir wie kan ek bid? Wie kan ek aan die Here opdra? Wie kan ek intersessie voordoen? Vir wie kan ek in die bres tree? Uit die aard van die saak gaan, en onthou, dit gaan nie bloot net oor die tyd nie. Die fokus moet nie wees oor ek vir myself time, hoe lank kan ek bid nie. Dis nie die oefening nie. Dit gaan daaroor dat die gebed gevul moet word met opregte uitspraak van dit wat in jou wese aangaan, en ook 'n werklike opregte las wat jy dra verander. En dan behoort dit ook nie net te bly by ek bid vir hulle en hulle weet dit nie. Bel hulle en bemoedig hulle. Sê vir hulle, bid vir jou. Draai jou op. Dit beteken vir my geweldig baie, wanneer mense na my toe kom en ek hoor dit gereeld, dat mense na my toe sal kom en sê, hoor hierso, ek bid vir jou. Nie net vir nou, wat jy nou hierdie gaan doen nie, ek bid vir jou elke oggend, ek bid vir jou elke aand, dit dra mens. Want op die einde voel jy, weet jy wat, ek is nie alleen nie, dit gee vir mense hoop. So bel die persoon, sê vir hulle. Op daai manier gaan jy ook kry dat iemand byvoorbeeld 'n probleem kan hê wat jy nie eens van bewus was nie, wat hulle vir jou gaan sê, en baie keer gaan dit ook nie eens noem nie. Hulle gaan net sê, hoor ek het 'n anonieme probleem. Sal jy dit asseblief vir my opdra? Dink aan my in jou gebed. Sodat hulle jou leer ken as 'n bidder. En elke opregte gelowige moet 'n bidder wees. Dit kan eintlik nie anders nie.
Want hoe kan jy 'n verhouding met God hê as jy nie met hom praat nie? Ek hoop dit antwoord jou vraag daarom gedeeltelik. Goed, enige ander vrae? Kom ons sluit af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar dat ons die geleentheid gehad het om te gesels oor geestelike groei, om te kyk na hierdie verskillende aspekte. En Here, as ons kyk na die persoon in die spieël, dan besef ons val dikwels in al 4 aspekte, in terme van wilskrag om werklik daai besluit te neem en die aksie te neem wat nodig is om te wys, dit was 'n opregte besluit. Ons val dikwels in terme van Bybelstudie, soms omdat ons nie die kennis het nie, soms omdat dit nie vir ons 'n groot genoeg prioriteit is, om werklik tyd op sy te sit, om intens Bybelstudie te doen nie. Here, soms staan ons skuldig dat ons al mense vir jare ken, maar nog nooit met hulle gesels het oor verlossing in Jesus Christus, of oor ons geloofslewe nie. En Here, dikwels skep ons ook die aspek van gebed af. En tog is dit ons kommunikasie met U. So dit reflekteer dat ons nie in daai regte verhouding met U staan, soos wat ons behoort te wees nie. Here, my gebed vanaand is dit, dat elkeen wat vanaand hier is, wat opreg in gemoed hulle self voorneem, ek wil 'n leefstyl vestig van volhoubare geestelike groei. Here, dat dit nie net sal bly by die besluit nie, maar dat die implementering daarvan sal volg. Dat hulle dit in plek sal stel, sodat hulle kan groei in Christus. Groei tot wasdom as gelowiges, sodat hulle ook effektief gebruik kan word as instrumente waardeur 'n volgende generasie van gelowiges geboorte aangegee kan word. Omdat die evangelie deur hulle vloei, die boodskap van verlossing deur hulle vloei, en ander tot wedergeboorte kan kom deur hulle. Here, ons verstaan daai proses van groei is nie maklik nie, dis nie eenvoudig nie, en dit vra dat ons uit ons gemaksone gaan, maar Here, mag ons nie vasgevang word uit vrees vir dit wat vreemd is vir ons nie. Maar mag ons vernuwe word in ons gemoed om te verstaan. Elke keer wanneer ons uit ons gemaksone uitgaan, is dit 'n geleentheid vir groei. Vir groei in Christus. Vir groei in die verstaan van wie en wat die God is wat ons aanbid. So Here, hou ons getrou. Help ons om nie net te spreek van geloof nie, maar om die werke te doen wat getuig dat die geloof in ons lewe. Lei ons daarom deur U Gees in hierdie besluit en die inwerkstelling daarvan. In Jesus naam. Amen.